Probleme of moontlikhede. Elkeen van ons word daagliks gekonfronteer deur baie aanvalle van duisternis. Maar hoe sien ons dit? Sien ons dit as probleme of sien ons dit as moontlikhede? Kyk 'n bietjie wat gebeur hier in Numeri 13 vanaf vers 30. Maar Kaleb het die volk stil gemaak en gesê: "Laat ons gerus optrek en hierdie land in besit neem, want ons kan dit definitief oorweldig." Maar die manne wat saam met hom opgetrek het gesê: "Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons." Hulle het al 12 hierdie verspieders, het presies dieselfde gesien wat Kaleb gesien het. Maar dit wat hulle sien, het hulle ervaring daarvan laat sê, ons kan nie, want hulle is sterker as ons. En dit is eintlik die waarheid gewees. Jy weet, hulle was sterker as die Israeliete gewees, hulle was sterk gewapende soldate. Maar die Here kyk nie na jou vyand nie, hy kyk na jou, wie jy en wat jy in hom is. Die eertydse komediant Charlie Chaplin het die volgende gesê: "I have many problems in my life, but my lips don't know that. They always smile." Luister net na die probleem waarmee Elisa gekonfronteer was hier in 2 Konings 6 vanaf vers 14. En koning Aram het perde en strydwaans en 'n swaar leer na Dotan gestuur. En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. En dit alles om Elisa gevange te neem. En toe die dienaar van Elisa, die man van God, vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: "Ag my Heer, hoe sal ons maak?" Nou is dit nie so dat ons ook maar net soos Elisa se diensknegt slegs die probleme raak sien nie. En ons eerste reaksie is gewoonlik, ons sit terug en ons doen niks nie. Jy weet, die probleem of probleme kom nêrens in die Bybel voor nie. Alwaarvan ons in die Bybel lees ten opsigte van probleem of probleme is wat dit veroorsaak in jou lewe. Psalm 107 in vers 6 en vers 13 en vers 19 en vers 28 kom presies dieselfde woorde voor waar mense in hulle self in 'n probleemsituasie bevind het. Dit sê daar: "Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid. Uit hulle angste het hy hulle gered." Kan jy sien wat bring probleme mee? Benoudheid en angs. En Elisa het gebid en hy het gesê: "Ag Here, open tog sy oë dat hy kan sien." Weet, ons moet soos Elisa die oplossing, die moontlikhede raak sien. Numeri 13 vers 1 en 2, en die Here het met Moses gespreek en gesê: "Stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken." Nou hierdie woordjie verken is die woord toer in Hebreëus, wat beteken gaan kyk en beplan hoe dit gedoen moet word. Dit beteken nie of dit gedoen kan word nie. As die Here iets in sy woord aan jou beloof, dan kan dit gedoen word. Jy moet net gaan kyk hoe jy dit moet doen. Weet, ons is almal op pad iewersheen. Elke dag wanneer ons opstaan, dan is ons op pad iewersheen. Maar die vraag is, waarheen is jy op pad? As jy op pad is en dit wat jy sien in hierdie wêreld, gaan jy nêrens kom nie. Jy moet op pad wees op dit wat die Here vir jou gesê het, nie teenstaande enige iets. Almal van ons is iewersheen op pad. En waarteen staar jy jouself blind? Wat sien jy? En as jy iets sien, wat ervaar jy? Maar ek wil een ding vir jou sê, die vraag is eintlik, waar kom ons krag vandaan met dit waarheen ons op pad is? Hoor bietjie wat sê Psalm 121 vers 1 en 2, "Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?" Kan jy sien, hy's iewersheen op pad. Dan sê hy, "My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het." En dan, die Here se opdrag aan jou en my is vandag: toer, my kind, gaan kyk en beplan hoe die probleme in jou lewe opgelos moet word.
Psalm 91 vers 2, dis waar ons krag en die fondasie van ons geloof lê. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En dan kan ons ook uitroep met geloof en verwagting. Ek sal vir die Here sê, U is my toevlug en U is my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hoor net wat leer die Here ons in sy woord. Hy bemoedig ons eintlik met krag as hy deur die mond van Paulus dan Romeine 8 vers 37 vir ons sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ja, van watter dinge praat die Here hier? Dis dinge wat met ons gebeur, die aanvalle van duisternis, dinge wat ons sien met ons oë. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, Jesus Christus, wat ons liefgehad het. Staan op, kind van die Here, vat die swaard van die woord en die skild van geloof en beweeg vorentoe, want jy is op pad na oorwinning in jou lewe. Dankie daarvoor, Here. Amen.